Goeiemiddag, geliefde kinders van die Here. Dis Pastor Kipero wat praat. Ek groet julle almal in 'n mooi, onveranderlike naam van Koning Jesus Christus. Ja, dierbares, ek dink Woensdag aand bid ek in die huis in. En terwyl ek bid, maak die Gees van die Here die ding aan my oop. En hy sê vir my, dit is jou verantwoordelikheid om jou karakter agter jou naam te beskerm. Dit is jou verantwoordelikheid om die karakter agter jou kerk se naam te beskerm. Want wanneer mense praat, dan het hulle die neiging as hulle praat van Pastor Kipero, dan vra hulle, praat jy van daai man? Praat jy van Restoration Church of Christ? Dan sê hulle, praat jy van daai kerk wat so deurmekaar is, waar al die verkeerde goede aangaan? En dis hoekom die Gees van die Here die ding aan my bekend maak en ek wil iemand bemoedig. Maak seker dat jy die karakter agter jou naam beskerm. Dat mense nie net wanneer hulle van jou hoor slegte dinge van jou praat nie. Maar wanneer mense van jou praat, moet dit tot stigting van iemand anders se lewe wees. Soms kan 'n mens se naam iemand anders se lewe verander. Soms dit wat mense van jou praat op grond van jou naam kan die verandering in iemand anders se lewe bring. Soms kan, wanneer daar van jou kerk, jou bediening gepraat word, dan kan mense stroom na jou bediening toe, omdat jou naam, jou kerk se naam is gekoppel aan die gesonde leer. Nie 'n leer waar ons verkeerde dinge toelaat of die verkeerde dinge toesmeer nie. En ek verstaan, ja, ons moet soms 'n goeie herdershart hê. Maar dit is ons plig en God verwag dit van ons af om die goeie leer te predik. Dit is jou verantwoordelikheid om die karakter agter jou naam te beskerm en die Here seën.